U luister na Storytyd saam Stella, aangebied deur Estel Rousseau. 'n Vervolgverhaal. As die wêreld om jou kantel, geskryf deur Ellen K. Wood. Helene sit in haar kantoor en worstel deur die kwota opstelle voor haar. Sy luister na die geroesmoes van akademiese bedrywighede in die skool. Vandag is alweer Woensdag en die akademiese program verloop nou normaal. Die onderbrekings van die atletiek is vergete. Sy het ouer gewoonte haar bergmerkwerk opgedeel in daaglikse kwotas, sodat sy betyds klaar gemerk sal wees voor die punte aan die einde van die kwartaal ingegee moet word. Sy moes ook tyd op sy sit vir die massa moderering van al die ander Afrikaanse onderwysers. Sy het nog nie veel ingekry nie en sal hulle subtiel moet aanpor, anders gaan sy alles op een slag moet doen. Sy is veronderstel om 10% van alle skryfstukke, toetse, eksamenvraestelle en mondelinge te modereer. Sy wonder of die mense wat hierdie stelsel uitgedink het, al uitgewerk het hoeveel merkwerk dit is. 4 ander grade teen gemiddeld 140 kinders per graad, maal met 11 take. Sy het vinnig besef, dis nie prakties uitvoerbaar nie, en het 'n ander plan gemaak. Sy modereer al die take, maar van die meer ervare personeel modereer sy heelwat minder as van die onervare personeel. Sy wil nie te veel druk op haar personeel sit nie, want almal het 'n vol buitemuurse program. Ervaring het haar daarom geleer, hulle sal gewoonlik die wa betyds deur die drif trek. Sy stoot die opstel, wat sy vir die soveelste keer deurlees eenkant toe. Dit help tog nie. Al waaraan sy kan dink, is die gesprek wat die volgende periode tussen haar en die hoof gaan plaasvind. Sy het genoeg moed bymekaar geskraap om haar in te lig, dat sy gaan bedank. Sy weet uit ondervinding, sy sal haar woorde baie versigtig moet kies. Want Elmarie is nie iemand wat slegte nie sommer net goedsmoeds aanvaar nie. Sy het die vermoë om jou heeltemal uit 'n ding uit te praat, as dit haar nie pas nie. Sy hoop, sy sal opgewasse wees teen die aanslag. Die klok lui, en sy voel hoe haar maag 'n Kaapse draai maak. Sy sluit die kantoordeur agter haar, en stap doelgerig kantoor toe. Hoe gouer sy hierdie gesprek afhandel, hoe beter. Willem sit pouse stoksiel alleen op sy nou bekende plekkie in die matriekvierkant. Hy trek 'n prentjie met 'n stokkie in die sand. Hy wens Esmy was hier, maar hulle kook pouse in die VS-klas. Hulle dubbelperiode oorvleuel met pouse om hulle ekstra tyd te gee om klaar te kry en op te ruim. Sy bloed kook. Hy was wragtig naïef genoeg om te glo dinge tussen hom en Gerrit sal herstel. Hy besef nou, dit sal nie. As jy hom eenmaal teëgegaan het, vergeef hy jou nooit nie. Klaar. Hy wat Willem is ook bereid om dit so te aanvaar. Waarop hy nie gereken het nie, is dat dit nou 'n volslae oorlog gaan wees. Gerrit maak geen geheim daarvan dat hy sy mes vir hom wat Willem is in het nie. Dit het maandagoggend in die rye begin. Gerrit het hom openlik vyandig aangekyk en leedvermakerig by hom verbygestap. In die registerklas het hy hom onderlangs gekoggel en sy tas uit die pad uitgeskop. Hy het op sy tande gebyt om niks te sê nie. Wat hom die seerste maak, is dat ou Etienne, met wie hy reeds van kleuterskool dae af maats is, soos 'n skootbrakkie al agter Gerrit aandraf. Natuurlik nie mans genoeg om hom te staan nie. Hy moet erken, hy gee nie werklik om oor Marnus nie. Hy is in elk geval 'n arrogante windlawaai. Hulle kan al 3 gaan bars. Hy skuld hulle niks nie. As hulle oorlog wil hê, sal hulle dit kry. Hy laat nie verder op hom trap nie. Die ergste is
Dis vandag sy verjaarsdag en niemand weet dit eers nie. Die VLR wens gewoonlik elke oggend elke kind wat verjaar geluk, maar iemand het hulle lys verlê. Hulle het gevra almal wat verjaar met hulle hande opsteek, maar dit het hy beslis nie gedoen nie. Dit lyk net te desperaat. Hy weet Etienne weet hy verjaar. Dit is wat hom die seerste hiervan maak. Ouma en oupa het hom geluk gewens met koffie in die bed, maar dit was ook al. Geen sprake van 'n geskenk of iets spesiaals nie. Hy is nie meer 10 nie. Wat het hy verwag? Die lewe gaan aan. Hy weet Esmy sou dalk iets sê of gedoen het, maar sy weet nie dis sy verjaarsdag nie en hy gaan beslis nie sê nie. Dis nie die seer oor Anneke wat nie wil weggaan nie. Elke Engelse periode is louter hel. Sy gesels nou land en sand met hom asof hulle ou vriende is. Hy kan nie nou met haar lelik wees en haar ignoreer nie. Hy kan ook nie vra om te skuif nie. Dit sal onlogies wees, aangesien hulle reg voor die bord sit. As hulle agter gesit het, kon hy nog die verskoning gebruik het dat hy nie kan sien nie. Hy is geskroef, geheel en al, totaal. Hoe gaan hy hierdie jaar omkry? Anke is dankbaar toe die klok lui en sy vir 'n rukkie buite kan asem skep terwyl die kinders wissel. Hierdie graad 8D groep is 'n handvol. Hulle is beslis almal aandag afleibaar en doen absoluut niks moeite nie. En nou, buurvrou? Dit lyk of jy op die oorlogspad is, sê Arno, toe hulle vir wisseling buite staan. Hierdie klas maak my lam, Arno. Hulle bly nie 'n oomblik stil nie en doen absoluut niks nie. Dis ongelooflik, môre ontnigterende Anke. Welkom in die onderwys, buurvrou, grin ek Arno. Ek kan nie glo hoe swak hierdie groep is nie. Hulle skryfwerk se gemiddeld is 'n goeie 10% swakker as die ander klasse wat ek al klaar gemerk het. Ek sidder as ek dink aan die toetse wat ek nog moet merk, bekla Anke haar lot verder. Wees bly jy gee nie LO nie, dis net so erg. Die kinders doen absoluut niks nie. Ek fokus maar net op die oulike kinders wat nog probeer. Anders word 'n mens morbied. Probeer Arno haar troos. Ek het nie besef dit is so moeilik om skool te hou nie. Ek het my lelik misgis. Ek is bly ek gaan die naweek na my ouers toe. Dan kan ek 'n bietjie vergeet van alles. Gelukkig jy wat 'n afnaweek het. Ons het Saterdag 'n oefenwedstryd voor die kampioenreeks volgende naweek begin, sê Arno en beweeg weer stadig na sy deur se kant toe. Ek is bly ek is nie 'n eerste span afrigter nie. Dit klink my julle oefen aan mekaar. Ja, ek is ook nie so seker of Saterdag 'n goeie idee is nie, want ons het nie 'n ordentlike hakker nie. Voor Willem nie terug is nie, gaan ons sukkel. Die volgende ouetjie is nog nie opgewasse hiervoor nie. Wanneer begin hy weer speel? Blykbaar volgende week. Ek hoop van harte so. Die skrims en lynstaande wil nie vlot sonder hom nie. Ek sien in die registerperiodes hy en Gerrit is nog steeds haks. Eintlik Gerrit en die ander twee, hulle is baie lelik met hom. Ek kry hom baie jammer. Arno frons bekommerd. Dis nie goeie nuus nie. Ek sal dit moet dophou. Dis al erg genoeg dat Wian ophou rugby speel het as gevolg van Gerrit. As Willem ook ophou, kan ons maar hierdie seisoen afskryf, sê 'n bekommerde Arno. Hoekom raak jy nie van Gerrit ontslaa as hy so lelik met almal is nie? Dis nie so eenvoudig nie. Hy is 'n fantastiese rugby speler. Hy lees die spel baie goed. As hy nie daar is nie, gaan ons beslis ook nie die uitspele maak nie. Dit klink vir my of jy 'n probleem het. Nou klink my probleem met 'n handvol graad 8 seuns nie meer vir my so groot nie, merk Anke op met 'n laggie en groet voordat sy agter die laaste kind in die klas instap. Sy het Saterdag aan so lekker saam met hom gekuier, toe hy kom roomys eet het. Dit was 'n welkome verandering na die laaste paar weke se swoeg en sweet. Sy moet erken, sy sien uit na 'n volgende kuiertjie. Hulle het besluit om elke week een keer by mekaar te kom. Sy wil net nie nou al
vir die ander vertel nie. Net nou dink hulle daar is iets meer tussen hulle. Sy kan net dink hoe die kinders met so 'n storie op hol sal gaan. Nee, daarvoor sien sy beslis nie nou kans nie. Ons het vir jou 'n stukkie koek gebeere, sê Alta, toe Helene eers in die helfte van pouse in die personeelkamer instap. Jammer julle, ek was by die hoof, vra sy om verskoning en sak op haar stoel neer. Haar koppie koffie staan ook al reg, net soos sy daarvan hou. Sy wonder wie was daarvoor verantwoordelik, Alta of Betty. Was jy op die rooi tapijt? Mompel Leonie grappig tussen 'n paar happe koek deur. Helene bly vir 'n oomblik doodstil. Nou of nooit, dink sy. Ek het vir die hoof gesê ek wil die einde van die jaar bedank. Daar sy. Dis gesê. Nou is dit amptelik. Sy kyk op, vas in Alta se oë. Sy sien hoe die trane in haar blou oë opwel en oor haar wange loop, geluidloos. Niemand sê 'n woord nie. Hulle staar haar in ongeloof aan. Dit was nie vir my 'n maklike besluit nie, glo my. Ek besef ek is nie meer gelukkig in die onderwys nie. Ek weet nie of ek kans sien om aan te gaan as ek so voel, en ek kan nie sien dat dinge ooit weer gaan verander nie, verduidelik sy ongemaklik. Hoe sal ons aangaan sonder jou? Kry Leonie uiteindelik 'n antwoord uit. Alta kyk haar net spraakloos aan. Niemand is onvervangbaar nie. Die ratte van die skool sal aanhou draai. Dis nie die waarheid nie. Dit sal nie dieselfde wees nie, sê Leonie met 'n bewerige stemmetjie. Ook sy is nou na aan trane. Kom aan, ons gaan nie nou huil nie. Kom ons geniet die koek en die samesyn. Dis in elk geval nog maande voordat ek my bedanking amptelik sal insit. Probeer Helene om die gemoedere te lig. Sy het verwag haar vriendinne en kollegas sou uit die veld geslaan wees, maar het nie trane verwag nie. Sy voel skielik baie emosioneel. Het die hoof dit so aanvaar dat jy wil bedank? Het sy nie eers probeer om jou te keer nie? Vra verslae Alta. Sy het gesê dit sal vir haar 'n groot slag wees, dat daar nog tyd is tot die middel van Oktober om mooi hieroor te dink, antwoord Helene. Sy swyg eerder oor Elmarie se belydenis, dat sy ook sou bedank het, as dit nie vir die tweeling op universiteit was nie. Dit het haar wat Helene is totaal onkant gevang, toe die hoof by haar gebieg het, dat sy ook nie meer kans sien vir die spanning en onsekerheid van die onderwys nie. Dinge raak vir haar ook te veel. Sy weet, dit sal vir die personeel en gemeenskap 'n geweldige slag wees indien die hoof moet bedank. Hulle moet glad nie weet, die gedagte speel ook by haar rond nie. Die personeel kan baie kwaad vir haar word, maar hulle weet al te goed dat sy hulle baie beskerm. Nee, hulle moet dit glad nie weet nie. Vir 'n rukkie sit hulle in stilte en koek eet. Helene is verlig toe die klok lui, want sy voel skuldig oor haar vriendinne se gedempte gemoedere. Hulle het so uitgesien na hierdie pouse se kuier, maar sy het dit bederf. Toe sy in die klas kom, is die gebeure gou vergete. Vandag is weer mondeling, dan moet sy bond staan om alles gedoen te kry. Wie wil eerste wees, vra sy vir Karen hulle se ry, wat vandag aan die beurt is. Ek sal eerste gaan, juffrou, sê Karen dadelik. Helene knik haar kop en sit haar rekenaar by voorbaat reg, sodat dit via die Apple TV met die televisie kan koppel. Sy weet Karen sal verseker audiovisuele hulpmiddels hê. Om te sê Karen se toespraak oor die voor- en nadele van sosiale media is uitstekend te sagkens gestel. Dis eenvoudig briljant. Die kinders hang aan haar lippe. Sy gebruik kreatiewe hulpmiddels in haar toespraak en betrek die kinders daarmee. Die feit en bronne verwysings is duidelik en oorspronklik en haar inhoud is logies en weldeurdag. Wat Helene die meeste beïndruk is die feit dat die kind nie een keer op haar notas kyk nie. Sy het die kinders uitgedaag om dit so goed te ken voordat sy die volpunte vir hulle aanbieding sal gee.
Karen het duidelik die uitdaging aanvaar. Toe Karen haar toespraak afsluit, volg daar 'n spontane toejuiging. Cindy en Elwie se geslote gesigte ontgaan haar egter nie. Sy vul die 5 kriteria op die rubriek vinnig en eerlik in sonder om te veel daaroor te top, maar tel oudergewoonte nie die punte klaar op nie. Enerzijds om objektiwiteit te behou, maar anderzijds om te verseker dat sy genoeg tyd het om na al die toesprake te luister. Sodra almal vir die periode klaar is, gaan sy terug en tel die punte op sonder om veranderinge aan te bring. Laastens lewer sy oor die algemeen repliek oor die kinders se pogings, mits daar genoeg tyd oor is. Wie is volgende? Vra sy. Daar volg 'n doodse stilte. Juffrou, hoe verwag juffrou moet enige een van ons na haar praat? Ons gaan ons name plank, kom 'n eerlike antwoord van een van die seuns in die res van die ry. Die klas bars uit vir die lag. Armand, jy moenie jouself aan Karen meet nie. Kyk eerder hoe jy self kan groei en verbeter in die proses. Jy weet, ek het aan die begin vir julle gesê, julle moet hierdie mondeling sien as 'n vaardigheid wat jy eendag, wanneer jy groot is, moontlik baie kan gebruik. Probeer Helene die kind moed inpraat. Maar selfs sy besef, dis makliker gesê as gedaan. Sy kan sien Armand is nog ver van oortuig af, maar uit respek vir sy onderwyser staan hy traag op en stap vorentoe, kompleet soos 'n lam ter slagting. Vergeet van haar toespraak, fokus net op wat jy wil sê en glo in wat jy sê, moedig sy die seun aan. Sy is verlig toe die 4 ander kinders in die ry almal hulle toesprake doen. Nie een het regtig moeite gedoen nie en steek verskriklik af. Hulle het nie een hulpmiddels nie en is te selfbewus om met iemand oogkontak te maak. Toe almal klaar is, tel sy gou elkeen se punte bymekaar. Die rubriek tel uit 50, maar die finale punt moet terugverwerk word na 10. Die 5 seuns het almal so 5 uit 10, net omdat sy hulle genadig was. Karen het 48 uit 50, dus afgerond word dit 10. Almal klap spontaan hande toe sy dit lees. Helene stem nie saam met die assessering van mondeling nie. Sy wens die voorbereide toespraak het eerder uit 20 of selfs 30 getel en dat die kinders net 1 in 'n jaar doen. Dit sal die kinders aan die een kant aanmoedig om meer moeite te doen en aan die ander kant deeglik vergoed vir goeie werk. Dit sal ook baie druk afhaal van 'n reeds oorvol akademiese program. Die afkeurende uitdrukking op Elwie se gesig en die betekenisvolle blik wat tussen haar en Cindy wissel, ontgaan weer nie vir Helene nie. Sy voel hoe haar bloeddruk begin styg. Nou gaan sy seker moet verduidelik hoekom Elwie 9 en Karen 10 het. Die een het eintlik 45 uit 50 en die ander een 48. Albei fantasties. As jy mondeling uit 20 getel het, het Karen 19 en Elwie 18 gehad. Toe nou. Sy hoef haarself nie te verduidelik nie. Sy doen niks verkeerd nie, dink sy omgekrap. Dis juis hoekom sy die punte eers aan die einde optel en dadelik lees. Enige een kan na die rubrieke kom kyk en dit sien. Sy is verlig toe die klok lui en die kinders uitstap. Sy is altyd uitgeput na so 'n mondelingperiode, want sy moet geweldig konsentreer. Die laaste periode van die dag is ook mondeling en dan moet sy vanmiddag gaan sit en hierdie kwota opstelle van die dag deurwerk. Sy wil ook 'n paar van môre se kwota merk, want môremiddag is weer netbal en dan gaan sy min kans vir merk hê. Hierdie gaan nog 'n lang dag wees, dink sy voordat sy die klas groet en begin. Willem stap sleetvoet huis toe. Dit het gevoel of hierdie mislike dag nooit gaan eindig nie. Dit is loshande die goorste verjaarsdag van sy 18 jaar op aarde. Hy wonder of ouma iets spesiaals vir aandete sal maak. Dit sal die finale strooi wees as sy nie onthou nie. Toe hy by die klein hekkie kom, sien hy die wit Nissan 1400 jam bakkie voor die garage. Hy wonder wie kom kuier het.
Hy ken niemand van sy oupa se vriende met so 'n voertuig nie. Dalk is dit iemand van die kerk. Hy dink met heimwee terug aan sy en oupa se projek 2 jaar gelede voor sy oupa se beroerte. Hulle het presies so 'n bakkie van een van sy oupa se kollegas by 'n myn vir hom oorgedoen. Sy oupa het hom geleer hoe om die voertuig se suspensie na te gaan, hoe om remskoene te vervang, die engine se tyd te stel, 'n ander uitlaatpyp in te sit, eintlik basies enige iets van die motorkar. Hulle sou nog die bakkie self oorgesprei het, maar toe kom die beroerte. Uiteindelik het sy oupa die projek laat vaar. Hy is verbaas toe hy by die voordeur instap en niemand in die sitkamer sien nie. "Hallo? Waar is julle?" vra hy onseker. "Hier in die kombuis. Die verjaardagman is net betyds vir middagete," koer sy ouma vrolik uit die kombuis. "Sit seun, jou ouma het geweier dat ons eet voor jy tuis is. Ek is al dood van die honger," sê sy oupa en lag goedig. "Ek het heerlike skaapbout gemaak met gebakte aartappels, nes jy daarvan hou. Vir nagereg eet ons jou gunsteling sjokoladekoek," kondig ouma trots aan. Sy is in haar element as sy haar kleinseun kan bederf. Willem voel hoe sy swaar gemoed sommer dadelik lig. Hy laai sy bord behoorlik. Na die 3de hap onthou hy weer van die bakkie. "Wie se bakkie staan voor die garage, oupa?" "Ek sien nie besoekers nie," vra hy tussen die happe deur. "Heng, sy ouma mag maar aartappels maak. Dis die bakkie waarin ek en jy destyds gewerk het," antwoord sy oupa. "Gaan ons weer daaraan moet werk? Dit lyk vir my heel mooi," vra Willem en smil aan 'n hap skaapbout. "Nee, die bakkie is klaar. Dis nie nodig om verder daaraan te werk nie." Willem hou op kou. Hy kyk sy oupa stip aan. "Hier is 'n slang in die gras. Nou wat maak die bakkie dan by ons?" vra hy. "Maggies ou man, moet jy die kind so terg?" berisp sy ouma hom. Willem verstaan nou nog minder. "Dis jou bakkie, seun. Dis jou verjaarsdaggeskenk. Ek het dit destyds gekoop sodat ons dit saam kon regmaak. Toe ek nie verder kon nie, het ek dit vir oom Dries gegee om te voltooi. Hy het dit spesiaal vandag vir jou gebring." Willem kyk sy oupa sprakeloos aan. Hy voel hoe vreugde soos 'n brander oor hom spoel en al die ongelukkigheid van die laaste klompie dae verdwyn. "My maggies vrou, dit lyk of die kind sy tong ingesluk het. Het jy hom al ooit so stom gesien?" terg sy oupa terwyl hy die vogtigheid in sy ooghoeke met die agterkant van sy hand afvee. "Was dit dan al die tyd my bakkie?" kry Willem uiteindelik 'n sin uit. "Jep, die plan was dat ons dit saam regmaak en dan sou ek dit ook vandag vir jou gegee het as 'n verrassing. Dis nou nie die duurste nie, maar ek reken dis 'n goeie ryding vir 'n jong man." "Heng oupa, baie dankie. Baie dankie. Ek weet nie wat om te sê nie," sê Willem en spring op en omhels sy oupa en ouma. "Dis 'n plesier my kind. Kom ons eet eers gou klaar, dan kan jy en oupa 'n draai gaan ry. Ek weet julle brand om oor engines en goede te praat. Sodra julle terug is, kan ons 'n lekker stukkie koek eet," kloek sy ouma tevrede terwyl sy 'n traan van haar wange afvee. 'n Rukkie later ry 'n vrolike Willem deur die dorp met sy oupa aan die passasierskant. "Heng oupa, hy bestuur soos 'n droom." "Ja my kind, en hy's lig op brandstof. Daar's net een voorwaarde. Oupa, jy gaan nie alleen bestuur voordat jy nie jou dryflisensie het nie." "Is reg oupa," antwoord 'n tevrede Willem. Hulle het al baie gedebatteer oor die gevare van bestuur sonder lisensies na die Gerrit en Wian debakel 2 jaar gelede. Die skool neem ook sterk standpunt hierin en hulle word gedurig daaroor aangespreek. Daar is deesdae al hoe meer kinders wat hulle nie daaraan steur nie en dit lei ander in die versoeking om hulle voorbeeld te volg. Sy oupa is baie uitgesproke oor die mensdom wat reëls sommer so goedsmoeds breek, bloot omdat dit gerieflik is. Hy respekteer sy oupa se siening. "Oupa, dit gaan nou net weer 'n ding wees om 'n afspraak vir 'n lisensie te kry.
Ja, my kind. Ek onthou met jou leerling liksens. Maar ek het nou die dag met hom Koos gepraat. Hy sê as ons wil, moet ons die vakansie gaan kuier, dan maak hy vir ons 'n afspraak. Hy kan moontlik 'n paar toutjies trek vir 'n afspraak. Dis glo baie makliker en vinniger daar in die Noord-Kaap. Ek dink jy moet vir 'n paar lesse hier in die dorp gaan, want hulle gee blykbaar baie wenke wat nodig is wanneer jy die dag vir jou dryfliksens gaan. Is reg, oupa. Dit klink na 'n baie goeie plan, sê 'n tevrede Willem. Die lewe lyk skielik baie meer rooskleurig as 'n paar uur gelede. Het jy en jou vriende toe al dinge uitgesorteer? Vang sy ouma hom onkant. Hy het vir 'n rukkie skoon vergeet van die vete. Nee, oupa. Hulle wil nie eintlik met my praat nie. Hy sien die frons op sy oupa se voorkop. Etienne ook? Ja, oupa. Ek weet nie eintlik wat om te doen nie, maar hulle ignoreer my heeltemal. Ek het gesien, jy is die laaste klompie daar nie lekker nie. As ek jy is, soek ek vir my ander vriende. Dit gaan beslis nie die laaste keer in jou lewe wees dat vriende jou in die steek laat nie. Dit is seker so, oupa. Gerrit is 'n regte poepel. Ek weet, maar ek het meer van Etienne verwag. Gee hom maar tyd. Dalk sal hy tot ander insigte kom. Kom ons gaan eet koek. Jou ouma het heel oggend gebak en my mond water behoorlik. Skakel gerus môre weer in vir nog 'n episode.